Weereens baie welkom. Ek glo en vertrou dat dit altyd goed gaan met u en dat God se woord en die waarheid daarin vervat vir u altyd van kardinale belang is. Nou op hierdie kanaal expose ons valse lere, valse leraars, valse profete, valse leerstellings en in vandag se video gaan ons kyk na die sogenaamde declare en decree. Die uitsprake wat ons vind in die charismatiese Neo-Apostolic Reformation en selfs die Word of Faith Movement, waar mense sekere dinge spreek tot bestaan, hulle spreek dinge, dan moet dit materialiseer of dit materialiseer in werklikheid en ons moet gaan kyk of dit werklik Bybels is en wat sê die woord van die Here. Nou ons gaan dadelik wegspring met 'n videoklip van Brenda Koeneman waarin sy dan verduidelik wat is hierdie sogenaamde decree en declare en sy sê dis 'n wapen in jou mond. So kom ons gaan luister daarna as ter inleiding en dan gaan ons daaroor gesels. People. And so we have a weapon in our mouth. You have a weapon in your mouth to be able to decree a thing and command something and watch it be established. And this is an art, Sid, that people have to learn as believers on how to go from the natural human reaction to the divine reaction when we face something. Nou ja, sy het geen skriftuurlike gronde hiervoor nie. Dit is absoluut onbybels dat daar krag in jou woorde lê, soos dit in God se woorde was, dat hy dinge gespreek het en dit het tot stand gekom. Nou, die woord van die Here leer hierdie leerstelling nêrens nie. Hierdie idee kom uit die charismatiese beweging en die Word of Faith Movement. 'n Skrifgedeelte wat uit konteks gebruik vind ons natuurlik in Job 22 vers 28. Nou kom ons gaan lees dit, jy sal tot hom bid en hy sal jou verhoor en jy sal jou geloftes betaal. Besluit jy iets, dan kom dit tot stand en oor jou weë skyn 'n lig. Nou hierdie het niks te doen met 'n decree en 'n declare en 'n command wat jy rig en as dit dan so is dat jy klaar gedecree het, dan kom dit tot stand nie. Jy sal tot God bid, hy sal jou verhoor en jou geloftes, jy sal jou geloftes aan die Here betaal. Jy moet dit wat jy aan die Here beloof moet jy nakom. En as jy dan besluit oor iets, dan gaan die Here jou seën. Dit sal tot stand kom en oor jou weë skyn 'n lig. Met ander woorde, God se lig skyn daarop. Dit het niks te doen met die krag in jou woorde om sekere goed tot stand te spreek nie. Nou die Lewende Bybel sê, as jy bid, sal hy jou verhoor en as jy jou geloftes aan hom nakom, alles wat jy aanpak, sal goed afloop en hy sal sy lig op jou pad laat skyn. Kan u sien die pragtige verduideliking in die Lewende Bybel, dat alles wat jy dan aanpak sal suksesvol wees, omdat jy met God gepraat het en hy jou verhoor het. Met ander woorde, God is tevrede met jou lewe en jy het jou geloftes aan die Here nagekom. Baie insiggewend. Nou goed, waaroor gaan declare en decree? Nou die eerste plek, to declare means to make something known, formally, met ander woorde, wanneer jy het verklaar en maak jy het bekend, officially or explicitly. A declaration is simply an acknowledgement or something that is, met ander woorde, iets wat al reeds bestaan. Met ander woorde, as die Here sê jy is vergewe, dan kan jy in die wêreld verklaar, ek is vergewe. Maar jy kan nie sê jy is vergewe, terwyl jy nog nooit vergewe is nie. However, a declaration alone does not have the power to cause what you declare to happen. In other words, there is no creative or causative power in a declaration. Jy het nie krag, jou woorde kan nie 'n verklaring krag gee en dat dit tot stand kom nie. Net God het daardie eienskap. En dit is absoluut belangrik om dit te weet. To challenge with decreeing is not the way Jesus teaches us to pray, and it's not a way to get answers in prayer. The real key to prayer is not decreeing and declaring, it's asking and believing. Met ander woorde, jy moet in geloof na God toe gaan. En dat jy 'n beloner kan wees vir dit wat jy glo, dat hy die wat hy liefhet beloon hy. Jy kan nie maar net 'n verklaring maak oor jou mond omdat jy dink jy is 'n little God, jy die krag, jy kan woorde spreek uit jou mond uit en dinge realiseer nie. Now, when people decree and declare in prayer, often they do so under the belief that what they decree will come to pass, because
they have the power in their words to cause it to happen. Dit is absoluut geen mense daardie vermoë nie. As God dit nie laat gebeur nie, sal dit nooit plaasvind nie. En dis baie, baie duidelik. Nou, is daar 'n Bybelse decree en declare? Absoluut. Wanneer ons die woord verklaar, wat al reeds daar is, met ander woorde, God het reeds sy stempel daarop gedruk, soos byvoorbeeld, ek is meer as 'n oorwinnaar, deur hom wat my die krag gee. Dit is 'n skriftuurlike verklaring wat reeds 'n belofte is in die woord van God. Met ander woorde, die Here sê, jy kan meer as 'n oorwinnaar wees deur hom in Christus Jesus. En dan kan jy dit verklaar. Maar jy kan nie iets verklaar wat nie reeds deur God sy stempel daarop gesit het nie. En dit is baie, baie belangrik. Nou so ook met vele ander voorbeelde in die Bybel is dit baie belangrik. Nou, ons moet gaan kyk wat die woord regtig leer hieroor en wat is die onbybelse decree en declare. Dis baie, baie belangrik. Nou, ons gaan kyk na waar Todd Bentley byvoorbeeld nou ek dink dit was die hoof of die leier van die New Apostolic Reformation wat nou hierdie verklaring oor Todd Bentley gemaak het. En kom ons gaan kyk daarna. Nou ja, dit is Peter Wagner natuurlik wat oor Todd Bentley hierdie onbybelse verklaring, decree gemaak het. With this in mind, jy moet onthou dat Todd Bentley was nou afvallig, hy het sy vrou geskei en hy het 'n ander vrou in die gemeente gevat en hy was nou absoluut basies in sonde gewees en toe Peter Wagner hom herstel in sy amp en hy sê, with this in mind, I take the apostolic authority that God has given me and I decree to Todd Bentley, your power will increase, the authority will increase, your favor will increase, your influence will increase, your revelation will increase. I also decree that a new supernatural strength will flow through this ministry. A new life force will penetrate this move of God. Government will be established to set things in their proper order. God will pour out a higher level of discernment to distinguish truth from error. New relationships will surface to open the gates to the future. En dit is wat hierdie mense glo. Hulle glo dat hulle het hierdie vermoë om sekere goed te verklaar, decree en declare en dit kom tot stand, terwyl dit nie die geval is nie. Nou kom ons gaan luister wat sê Brenda Koeneman weer eens oor die positiewe woord wat jy moet spreek. Dan gebruik sy Spreuke 18:21 uit konteks en sê sy dat ons het krag soos God krag het om dinge tot stand te spreek. Kom ons gaan luister. Because we know as believers we should talk in alignment with God. So the beginning is learning not to let negative things come from your mouth. And I want to give you that. But the second part to it, Sid, is eliminating the negative words. Because you know, we both know this scripture is quoted often. Death and life are in the power of the tongue. Those that love it eat the fruit thereof. Well, really, it's whichever one you love to speak the most. So it's not enough just to eliminate negative words. Then we have to learn to speak right words. We speak the word of God. But then there's another level, which I call commanding authoritative words, creative power in words. It's the same as when God gave the command, the earth was without form and void. God gave the command and said, let there be, or if you read it in the literal, it's light be. So he commanded light. This is how God has wanted us to pattern. There was no wiggle room. No. If you will, God. Right. No. Right. Light be. That's exactly right. That's it. You know, and so there's a command. And I really feel like this is where God wants to propel us, that we start putting authoritative orders out in the realm of the Spirit. You know. Nou ja, dit is totaal onskriftuurlik wat hierdie vrou sê. En dat sit Rolf glo enige iemand in elk geval en sê dat light be, met ander woorde, as jy spreek soos wat God gespreek het, dan kom dit tot 'n werklikheid. En dit is nie wat die woord leer nie, dis totale onbybelse beginsel, totale onbybelse leerstelling. En sy sê, krag in jou woorde hier is so wat God gespreek, so kan ons dit ook doen. So jy het creative power in jou tong, en wanneer jy dinge spreek, dan kom dit tot stand.
absoluut onskriftuurlik. Nou kom ons gaan kyk wat sê Daniel Long oor hierdie gedagte van decree en declare. Kom ons gaan luister. There's nothing in this prayer at all about decreeing and declaring. As a matter of fact, go through the scriptures, go through the epistles, go through the Old Testament, go through the Psalms. There is no teaching whatsoever in Scripture that says our words have authority and that we, by decreeing and declaring certain faith-filled words, or even decreeing and declaring God's word, that we are going to be able to release the power of the Holy Spirit into the atmosphere. We can pray back God's word to Him, but that's not decreeing and declaring. Prayer is to be done in humility. And so biblical prayer is nothing like decreeing and declaring. Nou dis absoluut 100% wat hy sê. Dit staan nie in die woord van die Here nie, maar hierdie mense weet beter. En dit is wat hierdie beweging so gevaarlik maak. Hulle behaal goed Jesus uit die Bybel uit en hulle dink dit is absoluut die waarheid van God se woord, terwyl dit nie daar is nie. Ek en jy het die vermoë om tot God te gaan in genade in Jesus Christus, en ons kan hom gaan vra, soos 'n kind sy vader iets vra, en hy sal jou antwoord, of hy sal dit vir jou gee. Maar hierdie mense glo, hulle kan woord spreek, die krag van hulle woorde het soveel mag en krag, soos gelykstaande aan die van God, want God het ons geskaap in sy beeld, so ons kan woorde spreek soos hy spreek, totaal onskriftuurlik. Nou kom ons gaan luister wat sê, hoe dat Nikkie van der Westhuizen hierdie declare en decree totaal buite konteks, en hy demand miracles en goed. Kom ons gaan luister wat hy sê. I declare that every delay upon your life in the next 24 hours will shift. And I declare that there will come unexpected breakthroughs upon your families. Prayers you did not even pray to come forth. Miracles from the north, south, east, and west to manifest upon your children, upon your families, upon your life. Lord, we now place a demand in the name of Jesus. I appropriate the anointing of 24-hour breakthroughs in the name of Jesus. Nou ja, hy declare en decree en dan verwag hy resultate. Hy demand dit dat dit binne 24 uur afgehandel sal wees. Totaal buite kan die skrif, waar hierdie mense aan hierdie leerstellings kom, dit staan nie eers in die woord van die Here nie. Maar mense glo dit, absoluut baie dwaas. Nou ja, kom ons gaan kyk na die volgende videoklip waar hierdie klompie valse apostels soos J.N. en Bill Johnson, waar hy natuurlik die verklaring en decree en declare maak oor racisme, en hulle gaan nou na die Lord of the Rings, hulle gaan daardie ritueel nou uitvoer. Kom ons gaan kyk en hoe onbybels dit werklik is. All of us, we're an apostolic people. So as an apostolic team, with the authority that God's given to us, we decree and declare that racism will end. It's over in the ecclesia from this night forward in Jesus' mighty name. Let's lift it up and bang it. Hallelujah. Come on, give him a praise over. Repeat with us. Thou shalt not pass. No more. Amen. 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 I'm sorry, we did it twice. We need one more. One more. We need you to agree with us. Okay. On the count of 3. On 3. Shout with us. 1, 2, 3. Thou shalt not pass. Nou as jy meer ons skriftuurlike rituele wil sien, dan moet jy gaan kyk na hierdie ene. En dit is absoluut so onbybels. En ek verstaan nie waar hierdie mense dink dat God tevrede is met sulke rituele nie. Absoluut onbybels. Nou, die decree en declare wat hulle hier teen rasisme natuurlik uitgespreek is, en natuurlik in Amerika,
Nou gebruik hulle die ritueel van Lord of the Rings, wat absoluut nie 'n Bybelse film was nie. Dit was eintlik 'n anti-Bybelse film. Maar baie van die goed wat daar in daardie film gebruik is, kom uit die Bybel uit. Maar soos hierdie nou, wanneer hulle decree en declare, totaal onbybels. Nou Jennifer LeClaire is ook een van hierdie wat sê, as jy sekere goed decree, dan sê sy that make the devils flee. En nog 'n leraar en nog 'n valse leraar wat vermy moet word teen alle koste. Absoluut onbybels. Nou goed, ek gaan afsluit. Gelowiges moet waak teen hierdie onskriftuurlike leerstellings, onskriftuurlike gebruike, en jou woorde het nie krag nie. Ons sal later op 'n geleentheid gesels oor die krag van woorde, volgens Spreuke 18:21, en wat is die ware konteks daarvan? Maar kinders van die Here het nie die vermoë om dinge te spreek, to speak things into existence. Dit is net wat God, volgens Romeine 4:17, net God alleen kan hierdie dinge spreek, die dinge wat nie bestaan nie, asof hulle bestaan. Die mens het nie daai vermoë nie, ons is nie God nie, ons is maar net skepsele wat afhanklik is van God se seëning uit sy hand uit, en ons moet na hom toe gaan in gebed en sê, Here, ek wil dit graag hê, ek het dit nodig. En dit is doen jy in gebed, soos 'n kind teenoor sy hemelse Vader, en jy gaan praat met die Here, en dit is hoe ons te werk gaan. Maar hierdie onbybelse leerstellings, dit is absoluut teleurstellend, en dit bring God se toorn oor mense. So ons moet gaan kyk volgens Handelinge, 17:11, wees maar op goeie bereens, gaan kyk wat mense vir jou leer, gaan toets dit aan die skrif, en maak seker dat jy in die waarheid bly, want die waarheid gaan ons vrymaak. Tot 'n volgende keer, wanneer ons weer gaan gesels oor een of ander onderwerp, mag die Here u seën. Totsiens.